môre jou uitdaging is. Jy maak nie vanmôre saak wat daar in jou pad staan wat jy vanmôre voel, maar dit is te veel vir my nie. Die liefde van Jesus is genoeg. Sy genade is vanmôre vir jou en vir my genoeg. Vanmôre is ons saam om die woord van die Here te hoor. En vanmôre is dit vir my so belangrik dat elkeen wat ingestap het, net die motief van jou hart moet vanmôre wees en sê, Here, maar Here, kom praat met my. Here, kom praat met my. Here, kom leer my, kom rus my toe, Here, met dit wat ek nodig het om toe gerus te wees mee. Want dis waaroor die woord gaan. Dit is wat hy het sy woord vir ons gegee. Om vir ons instruksie te gee, om vir ons te help, om vir ons te lei. Deur sy gees praat hy met ons, en deur sy gees maak hy vir ons hierdie woord wakker. Jy sien, want as die gees van die Here nie die woord vir jou wakker maak nie, dan bly dit net 'n letter. En dan is dit so maklik dat dit net vir jou kop kennis kan raak. Dat net is dat jy kan sê, maar ek weet wat daar staan. En soms kan dit gebeur dat jy skrifte kan aanhaal, maar verander die skrifte jou lewe. Verander die skrif die manier wat jy dinge doen. Verander die skrif jou hart. En dis die belangrike gedeelte. Ek in die week het hierdie vers net weer by my opgekom. Ek wil dit net in die begin ook sommer net lees, maar as kind wil ek amper sê, ons het so baie gehoor, en dit is asof vir mense, die laaste tyd voel dit vir my, mense hoor dit nie so baie nie, jy hoor nie meer, dit was een van die bekendste psalms, en die meeste kon het opgesê het. Psalm 121, die opskrif daar sê, op pad. Op pad. Interessante ook is dat, eintlik weet ons nie wie was die skrywer gewees. Wie was die skrywer gewees van hierdie psalm nie, maar Psalm 121 lees soos volg. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Ek wil dit tog net aanlees ook daar, ek het dit verder al opgesit, maar sê die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar, vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Waar vandaan sal jou hulp kom? En dit is my so interessant in die Afrikaans, in die Engels sê hy nog, dan praat ook van my help comes from the Lord, maar hy sê in die Afrikaans, my hulp is van die Here. My hulp is van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê dat jou hulp is van die Here. Baie keer dan wandel ons in ons wandel hoe waardig is ons, en wat kan ek nou regtig in die koninkryk van die Here vir God beteken, vir ander beteken? Ek wil vanmôre vir jou sê, jou hulp is van die Here. Maak nie saak waar jy vanmôre jouself bevind nie, maak nie saak wat is daai posisie waarin jy jouself bevind. Jou en my hulp is in die Here. En as ons net begin besef, maar wie is God? En die grootheid van die Here, en ons besef, ons kyk weer na die heelal, ons besef dat hy het alles gemaak. Hy het gespreek en dit het ontstaan. Daardie selfde God, wat hierdie grote heelal, so in die holte van sy hand hou. Dis die God wat vanmôre vir jou sê, moenie bang wees, ek is met jou. Dis die God wat sê, maar ek wil jou leer, ek wil jou nou. Dis ook die God wat sê, maar ek het gekom om vir jou 'n prys te betaal, sodat jy vry kan wees. Sodat die sonde oor jou nie meer kan heers nie. Nou ons het die afgelope tyd, is ons deur die Paasnaweek, en ons het weer gaan kyk, wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen, en dit is altyd lekker om te hoor, maar wat het die Here vir my gedoen? Wat is dit wat die Here daar vir my sit?
Maar ek wil vanmôre vir julle sê, die tema van die woord is vanoggend dat jy ontvang en ek ontvang verantwoordelikheid in Christus. Die moment wanneer ons Christus Jesus aanneem, dan aanvaar ons die verantwoordelikheid dat die Here van ons ook iets vra. Nou, ons sê sy genade is sy genade en redding is verniet, maar dit kos jou hele lewe. As jy vir Jesus ja gesê het, dan kom jy by 'n plek en sê, dan wil ek vir die ander goed nee sê. En na mate ons heiligmaking nastreef, want die woord sê, dis die wil van God, en heiligmaking. Na mate ons heiligmaking nastreef, kom ons agter dat ander goed is nie meer vir ons so belangrik nie. Ander goed is nie meer vir ons, het nie meer die plek wat dit gehad het nie. Ek wil vanmôre sê, een van die verantwoordelikhede, ek kan net so 'n paar goed aanhaal daar, maar een van die verantwoordelikhede wat daar vir jou en vir my is om as wagter op te tree. Hy sê dan in Esegiel ook en sê, en jy o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Die woord gaan verder daaraan sê hy, as die goddelose dan op sy weg is en hy handel verkeerd en jy waarsku hom, sal hy sterf ook vanweë sy goddeloosheid. Hy sê in sy ongeregtigheid en deur sy ongeregtigheid sal hy sterwe, maar sy bloed sê hy, as jy hom nie waarsku nie, dan kan die Here, as die Here sien, maar ek en jy het geweet, hierdie ou is besig om verkeerd aan, dan ons doen nie wat die Here vir ons sê nie. Dan sê die woord dat hy sy bloed eintlik van ons sal afwys. En dit is so belangrik dat ons dit moet verstaan, dat ons moet verstaan as 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het verantwoordelikheid. Ons het ook vandag 'n verantwoordelikheid om te sê dat, weet jy, wat is my verantwoordelikheid? Daar waar ek werk, daar waar ek beweeg, daar waar ek elke dag is, daar waar ek skool gaan. Wat is my verantwoordelikheid? Wat is my verantwoordelikheid wanneer ek op die plek is waar ek sê, maar ek sien dat ander verkeerd doen. En dit is nie, luister, die woord van die Here sê ons vir ons ook, en ek het dit nie daar op nie, maar hy sê ons vir ons ook in 2 Timoteus 3 vers 16 sê hy vir ons, dat hy die hele woord is vir ons ingegee. Hy het dit ingegee, God het dit ingegee vir jou en vir my. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Maar ons het in vandag se tyd ons raak so bang dat ons mense offend. Nou as 'n Engelse ding wat sê, offense is not given but taken. Met ander woorde, wanneer jy voel maar iemand is nou besig om op te sê jou op 'n ongemaklike plek te sit as gevolg van die waarheid buite, dan is dit nie iets wat daai persoon gesê het, dis wat jy vat. En jy weet wanneer jy reg of verkeerd is in die lewe. En dis vir jou en vir my as kind van die Here om te sê, maar ons moet op die plek wees waar ons verantwoordbaar is. Met ander woorde, die Engelse woord praat van accountability. Ons moet ander mense ook accountable kan hou. Ons moet ander mense ook verantwoordbaar kan hou. Maar soos ek gesê, ander mense hoor so dikwels dat mense so vinnig sê, maar moenie my judge. Moenie my veroordeel nie. Nee, dis nie dit nie, maar die woord leer ons moet tog mekaar vermaak. Ons moet mekaar vermaak. Ons moet mekaar help. Want ons wil mekaar leer om 'n beter pad met God te stap. Om beter toegerus te wees in die weg en die werke wat hy vir ons het. En daarom het ek en jy, elkeen van ons, het ons die opdrag ontvang om ook as wagter in die lewe op te tree. Ons ontvang ook, as ons gaan kyk wat Matteus 28 vers 19 en 20 sê, dan sê hy ook, hy sê, gaan dan hier, en ek wil vanmôre sê, jy is ook 'n disipelmaker. Dis nie net die ou wat voor in die kerkstraat staan en baie praat wat die disipelmaker is nie. Ek wil vanmôre sê, elke een van ons wat Christus Jesus aanneem, moet 'n disipelmaker wees. Ek glo jy al vir my sê, maar ek kan nie praat nie, ek sukkel 'n bietjie, ek wil vanmôre vir jou sê, die woord van die Here sê, dat hy sal jou bemagtig. Die Here sal vir jou die woorde gee.
Hy sê vir Jeremia ook, moenie vir my sê jy kan nie praat nie, gaan net waar ek jou beveel om te praat. Jy praat elke dag met mense. Ek het nie gesê jy moet met 100 mense op 'n slag praat nie. Jy kan met een mens praat. Kies 'n besluit om met een mens se pad te begin stap. Kies 'n besluit om sê daar waar ek leef, moet mense van buitekant af kan kyk en sê, hierdie ou is verseker, of hierdie vrou is verseker 'n kind van Jesus. Want onthou jy selfs die manier wat ons praat, want aan Petrus se manier wat hy gepraat het hulle hom ook uitgeken. Die manier wat ek en jy daar buite optree, die manier wat ons by en op en langs die sportveld optree, die manier wat ons by die werk optree, die manier wat ons mense in 'n winkel hanteer, die manier wat ons daar buitekant, die beeld wat ons uitstraal, moet die karakter van Christus uitdeel. Dit moet ons iets van die vrug van die Gees kan gee. Dit moet ons die vrug wat daar is, van sy Gees, wat in ons, sy saad wat in ons binneste is. Dit moet ons wys en sê, maar weet jy wat, ek sien die liefde, ek sien die vriendelikheid, ek sien die goedheid, ek sien die getrouheid, ek sien die geduld. Kan ek vanmôre vir jou sê, ons is baie maklik, almal van ons baie keer verskoning, so hoekom kan ek nie dit doen nie, en hoekom is ek nie daarmee, ja maar jy verstaan nie, my familie is so, en ek het daar uitgekom, en ek is so groot geword, ek het so geleef, dis maar my persoonlikheid, en nee, as jy in Christus is, het jy 'n nuwe skepsel geword. En dan kom jy by 'n plek en sê, Here, verander my hart. Here, verander my hart. Maar jy sien, ons sit baie keer met goed in ons harte wat vasgevang sit. En dit veroorsaak dat ons sukkel om lief te hê. Dit veroorsaak dat ons sukkel om vriendelik te wees. Daar's goed wat veroorsaak baie keer in die mens se hart. Jy is dalk weer 'n plek waar mense jou teleurgestel het. Jy het dalk op 'n manier groot geword. Jy het dalk sekere goed beleef in die lewe. En die vyand kom en hy plak hierdie goed op jou en dan sê jy, maar ek is nie eintlik so nie. Ek is nie van nature hierdie vriendelike mens nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kind van God is en die Gees van die Here regeer in jou, dan moet vriendelikheid begin groei in jou. Dan moet mense jou begin sien as iemand wat vriendelik is, iemand wat liefde het, iemand wat omgee. Ek sê baie keer dat vriendelikheid is daai sleutel, ek wil amper sê, dis amper daai traliehek wat daar is. Of is die sleutel vir daardie traliehek. Want as ek en jy nie vriendelik is nie, hoe sal ons dat mense tot ons kan nader? As jy die hele dag nors en kwaai en bevoeterd lyk, hoe dink jy gaan mense na jou toe kom en dat jy die evangelie met hulle kan deel in elk geval? So vriendelikheid is een van daai goed wat die woord sê, maar laat dit by almal bekend word. Almal. Ons moet nie bang wees om vriendelik te wees nie. Ons moet nie bang wees om liefdevol teenoor mense op te tree. Jy sien, ons kyk na daai goed en dan wil ek sê, dan die vyand ook ingekom. In die manier van die vyand, hy verdraai ons die goed altyd so bietjie. Net so klein bietjie. En dan begin mense bevraagteken, maar wat is die motief van iemand se hart? Waarom sal iemand so optree? Waarom is hierdie persoon so liefdevol? Of waarom gee hierdie persoon so om? En dit is waar net ek en jy kan sê die motief van ons hart is skoon en is heilig. Jy en ek moet ons harte ook bewaar. Ons moet ook luister na die waarskuwing wat uit die woord uit is. Soms leef en beweeg ons op plek en jy hoor 'n woord ergens en jy besef, daai persoon het dit nie eens vir jou bedoel nie, maar jy hoor dit. En jy besef, maar die Here waarsku jou. En dan moet ons met gehoorsaamheid wandel. Kom wees sê, jy is 'n disipelmaker, jy is voorstel om 'n disipelmaker te wees. Matteus 28:19 sê, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daar's 'n aksie, dit beteken iets gebeur. Jy moet gaan, jy moet iets doen, jy moet uit jou, Paulus sê, jy moet uit daai gemaksone van jou uitkom. Jy moet iets doen.
die mens wees wat jy is, die manier wat jy mense laat voel. Dis iets wat jy doen. Ontydig en ontydig, daar waar die Here op jou hart lê om sy woord te deel. Weet jy wat gebeur baie keer? Baie keer is jy toch so bang, maar jy kan nou nie presies sê waar staan wat geskryf het. Nou dis wonderlik en is goed as jy dit kan doen, en dat jy vir mense kan gaan sê, maar gaan kyk, maar dis nie net ek wat dit vir jou sê nie, dis wat die woord sê. Maar soms het jy die woord, jy het daai woord ontvang, jy weet net nie presies waar dit nou is nie, en dan bly jy doodstil en sê jy niks nie. Maar jy weet, jy ken die skrif. En om net daai saad te begin saai en ouens en sê, maar dis wat die woord van die Here sê. Die woord van die Here sê, maar ons moet vriendelik wees. Teenoor almal. Dat het bekend word by almal. Die woord van die Here sê, gaan, maak disippels van al die nasies. As 'n aksie daarin. En ek wil hê dat jy begin hoor wat ek sê, dat jou geloof in Christus Jesus is persoonlik. Jou verhouding met Jesus is persoonlik, maar is nie privaat nie. Dit kan nie privaat wees nie, want dis nie 'n skelm verhouding nie. Dis openbloot. Mense moet weet waarvoor jy leef. Mense moet verstaan. Baie keer is mense bang om te wys. Hoekom? Want mense ken nog aan die ander kant. So mense is bang om te sê nie. Ek wil vandag vir jou sê, die moment wanneer jy gaan begin opstaan en sê, ek is 'n kind van die Here, ek leef soos 'n kind van Jesus, gaan jy agterkom, jy gaan al hoe meer in daai vorm begin loop in elk geval. Want die Here gaan jou eer, die woord dat jy bereid is om te sê, ek het Jesus lief. Is ek perfek? Nee, ek is nie perfek nie. Ek maak steeds foute. Jy sien, ons probleem is baie keer wil die kerkmens vir iemand 'n beeld skep wat hy nie is nie. Hy wil iets voorhou wat hy nie is nie. Die kerkmens wil baie keer vir die mense wat verstaan, kyk, jy is perfek. Jy het daar's by jou geen probleme nie. Jy wil net ander help om reg te kom. Dan sal die wêreld 'n beter plek wees. Nee, ek en jy het elkeen goed om aan te werk. Ons het elke dag goed om aan te werk. En die vyand gaan nie ophou nie. En elkeen van ons het sulke plekkies waar die duiwel presies weet waar om te druk. Maar die duiwel weet nie wat in ons hart aangaan nie, maar hy sien ons reageer. Hy sien hoe ons op sekere goeders reageer. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om uit te gaan. En die mooiste vir my is daar, wanneer Jesus vir hulle sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dan sê hy, amen. Laat dit so wees. Hulle het dan gesê, amen beteken nie tot ziens of tot weerziens of tot ons weer gesels, wanneer ons bid nie, dit beteken eintlik, laat dit so wees. Jesus sê, ek gaan jou nie alleen los nie. Hy het vir die disippels gesê, kom agter my en ek sal maak, dat jy 'n visser van mense word. So sê die Here steeds vir jou en vir my ook vandag. Bly jy net naby my. En wanneer jy naby my bly en tyd met my deurbring, gaan jy 'n woord hê om altyd vir iemand te gee. Jy het iets om te sê. Jy het iets. Jy hoef bang om te wees nie, Jesus is met jou. Ek sien ook hoe Petrus hierdie verantwoordelikheid opvat. Hy vat hierdie verantwoordelikheid op en aan Handelinge 2 kom hy ook en hy praat, die woord sê daar, hy praat met die Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon. Hy sê, maar vers 14, Handelinge 2 vers 14, maar Petrus het opgestaan en met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. En hy vertel vir hulle wat daar gebeur. Jy kan dit vir jouself gaan lees in Handelinge 2 hoofstuk. Hy vertel hulle wie is hierdie Jesus wat hulle gekruisig het. In vers 37 sê die woord dan, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Toe hulle dit hoor, toe besef hulle wat gebeur het. Toe besef hulle, maar nou, ek wil sê, nou is die moeilikheid. Besef,
wie hierdie Jesus was. En hy sê vir hulle, hy gaan dan verder daar, want hy sê, hy was diep in die hart getref, en Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En dis die gedeelte waar hy dan vir hulle sê, bekeer jou en laat doop jou in die naam van die Here Jesus Christus, tot afwassing van jou sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hy sien ook hierdie manne besef, hulle hoor ding, hulle besef, maar ek moet mos reageer op die woord. En die probleem baie keer is, ons sit in kerk, en ons hoor ding, ons kom by mekaar op 'n plek, en jy hoor ding, en dit klink vir jou goed, en jy weet is die waarheid. Maar dit verander nie jou lewe nie. Jy maak dit nie jou eie nie. Jy moet die vraag vra, wat beteken hierdie woord vir my? Wat beteken daardie skrif wat ek gelees het vir my? Wat beteken dit vir my wanneer Jesus vir my sê, gaan dan heen en maak disippels? Hy sê dan ook vir hulle, hy sê moet hulle gaan doop, en dan sê hy, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat is dit? Ek het nou gepraat van verantwoordbaarheid, accountability. Dit wat jy geleer het, onderhou dit, doen dit. Moenie weer teruggaan na die ou weer toe nie, want die vyand wil jou uit mekaar uithaal. Jy sien, hulle besef iets moet gebeur, iets moet anders te wees. Kan nie meer by die ou weer aangaan nie. Vanmôre vir jou sê, as jy 'n kind van Jesus is, dan kan jy nie meer op die ou weer aangaan nie. Die Here het vir jou soveel meer. Die Here wil hê dat jy in vryheid moet beweeg. En daardie vryheid is nie 'n vryheid wat sê dat ek kan nou maak net presies wat ek wil nie. Jy sien, die kosbaar is die moment wanneer ons heiligmaking begin nastreef. Dan besef ons dat God die begeertes wat hy het in ons harte inplaas, en dat ons dit wil begin nastreef. En dan begin jy besef dat as jy op 'n punt staan en die dag iets doen of iets sê of selfs iets bedink wat nie in lyn is met die woord van die Here nie, dan is dit asof daar so 'n ding in jou opstaan. Daar's so ietsie binne van jou wat net sê dit hoort nie meer nie. En dan praat die Here met jou. En dan moet jy reageer op dit. Dan moet jy wegdraai van dit. Dan moet jy wegdraai van Egipte af. Dan moet jy nie weer terug verlang na Egipte nie. Moenie terug verlang na die ou dinge nie. Maar hoe kry ek dit reg? Ek omring my met mense wat Jesus liefhet. Moenie dink dat jy die pad alleen kan stap. En net saam met mense wat daar buite in die wêreld is en wat Jesus nie liefhet. Moenie dink dat jy die pad saam met hulle kan stap en dat jy ook uit gaan wees nie. Die woord sê moenie dwaal nie, slegte gesprekke besoedel goeie sedes. Daarom is het so belangrik. Ek sê baie keer, so nou een ding is wat ek onthou wat my pa my geleer het, en dit is dat aan jou vriende sal jy geken word. Dink jy my pa het heeltemal besef altyd eers dat dit skrif is wat hy gesê het. Jy sien, hoe praat die mense wat om jou beweeg? Wat doen die mense wat jy jou vriende noem? Jy sien, wanneer die Heilige Gees jou lei, Heilige Gees beteken anders gees, anders as die wêreld. Jy vanmôre vra, hoe lyk die mense om jou, wat jy jou vriende noem? Terwyl die woord van die Here sê, dat ons moet omring met mense wat God vanuit 'n rein hart uit aanneem. Want daar sal jy groei. Daar sal jy veilig wees. Jy's 'n bewaker, jy's 'n wagter, 'n bewaker, jy's 'n disipelmaker. En Petrus het dit gevat en Petrus het daai verantwoordelikheid opgeneem. Hy het eienaarskap daarvan geneem. Hy het besef, ek is bereid om te sterf vir die evangelie. Het geweet hoe belangrik dit is. Matteus 3 vers 8 ook sê Jesus vir hulle, dra dan die vrugte wat by bekering pas. Hy sê ook in Matteus 12:33 sê julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken.
Aan die vrugte word die boom geken. Jy kan nie aan die vrugte dra en sê jy, nee, ek het Jesus lief. Die wêreld sê, maar jy lyk dan vir my soos 'n boom van die wêreld. Dis 'n heilige priesterdom. Die Here se wil, sy plan vir jou en my lewe is heilig maak. Jy is ook 'n ondersteuner of 'n bemoediger. Daar in Romeine 15 vers 1 sê dit vir ons so duidelik het ook, dat hy sê dat ons wat sterk is, ja daar wil ek ook sê, daar moet ons baie sensitief wees, want die woord sê pas op, hy wat beweer dat hy sterk is, en wat staan, gaan val. Moet nooit in hoogmoed, nooit in geestelike hoogmoed in beweeg het. Maar hy sê vers 1 daar, en op ons wat sterk is, rus die verpligting. Daar is 'n verpligting. Dis 'n verpligting. Dis nie 'n opsie eintlik nie, dis 'n verpligting. Om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag, met die oog op wat goed is tot stigting. So die woord sê, ons moet vir hulle wat swak is, hulle wat 'n pad begin stap het, maar nog swak is, ons moet daar wees, ons moet mekaar dra. Maar nie so op so 'n manier dat daai persoon voel, maar jy dink, jy is nou so 'n stukkie boontoe en hy gooi tog, hy sal nog gaan kom, ja, jy sal nog gaan kom waar ek is nie. Nee, in absolute nederigheid voor die Here. En dat ons mense sal stig met woord, dat ons mense sal optel. Dat ons mense sal bemoedig om die pad aan te hou stap. En vanmôre vir jou sê, soms is die pad in hierdie wêreld om 'n pad met Jesus te stap, soms maar alleen pad. En jy weet ook dat die moment wanneer jy 'n werklik ware pad met Jesus begin stap, is al mense wat uit jou lewe uit begin skuif. Mense wat net sê, nee, ons kan nie saam met daai nie. En dis oké, maar omring jou met die regte mense. Hy sê vir ons daar ook, ek wil tog dit vir jou lees. Want alles wat tevore geskrywe is tot lering. Alles wat van tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte ook kan neem. Of jy môre sê, wanneer jy die woord lees, dan kom jy duidelik agter dat die wat Jesus gevolg het, alles het nie net altyd gegaan nie. Hulle het 'n verskriklike tye gegaan. Hoeveel keer skryf Paulus ook, hoeveel keer was hy geslaan? Hy was vir dood gelaat. Hy het honger gely. Jy sien, om kind van die Here te wees, beteken nie alles gaan nie altyd wees lekker gemaklik nie. Maar ons moet weet dat ons bereid sal wees om te sterf vir die geloof in Christus. Want dit is slegs dan wanneer dit waarlik raak om die pad te gaan stap. Dit is slegs dan wanneer ons werklik die krag daarvan begin besef. Maar dit moet nooit oor ons gaan hoe ons ander ondersteun nie. Dit moet nooit gaan oor wat kry ek daaruit. Dan wil ek afsluit met die laaste skrif daaroor. Uit Galasiërs uit. Galasiërs 6. En die kern daar, dit kom baie weer dieselfde deur, dat as ons sien dat iemand val, dat ons so een moet reghelp. Hy sê, Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp, met die gees van sagmoedigheid. In daai teks wil ek sê, vir my die kern daar is met die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Met die gees van sagmoedigheid en sê, Here, ek onderwerp my aan die gees van die Here. Meekness, power under control. Nie soos ek wil nie. So ek help reg, maar onder die leiding van God se gees. En dit is die kern.
Dit is die kern vir my van daardie skrif. Dis wat ek daar uit vanmôre vat vir myself ook. Hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Maar hoe? Met die gees van sagmoedigheid. Here, help my om hierdie persoon te help. Help my om hierdie persoon te laat verstaan. Ek dink nie ek is bo hom of haar nie. Maar ek is saam met hulle. Ek dink sommer 'n gedeelte waar ek dink dit was Moses se arms wat hulle opgehou het. Ek en jy moet mekaar help. Dis arms. Niemand van ons is eiland. Niemand van ons kan sê ek is so right om my nie. Maar ek wil jou vanmôre uitnooi om op 'n plek te kom in jou lewe waar jy kan sê my arms hang op my kie. Op 'n plek te kan kom wanneer jy kan herken sê ek voel. Dat jy op 'n plek sal kom en sê maar ek herken ek het nodig dat jy saam met my kan bid. Ek praat nie van my. Praat van dat jy op 'n plek kan kom en jy het 'n vriend of 'n vriendin of iemand wat saam met jou in Christus staan. Jy kom ons bid net 'n bietjie saam. Ons moet mekaar se laste dra. Die woord sê ons oor dit. En die enigste manier is wanneer ons daardie liefde van Christus vir die liggaam begin ontwikkel. Ek weet dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor ons, dit gaan oor 'n liggaam. In Christus het jy verantwoordelikheid ontvang. Jy kan nie meer stil staan nie. En ek wil dit graag saamvat vanmôre en sê dat wil begin by, as jy vanmôre jou oë opslaan na die Here, of na die berge, dan weet jy jou hulp is van die Here. Dis nommer 1 wat jy vanmôre moet weet. Jou hulp is van die Here. Jy dink dalk vir jouself, hoe gaan ek hier deurkom? Ek wil vanmôre vir jou sê, jou hulp is van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet optree as 'n wagter, maar jy moet vas staan op sy woord. Jy moet gehoorsaam bly. Maak disippels daar waar jy is. Net daar waar jy is, leef soos 'n kind van Jesus, sodat mense Jesus kan liefkry. Die woord sê dat, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle jou goeie werk kan sien, en jou Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Here, baie dankie vanmôre vir u genade. Here, dankie vir u woord vanmôre. Here, dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat ons hulp is van u alleen, Here. Here, dat ons van u hulp ontvang het, Here, dat ons vanmôre weet, daar was 'n offer aan die kruis gewees, Here. Ons sê vir dankie vanmôre vir die kruis. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie dat ek deel kon word van die koninkryk van die hemele. Dat ek vanmôre kan sê my koningskap of my burgerskap is in die hemele. Here, dankie dat ek vanmôre kan weet u is die koning van die konings, Here. Here, u is vanmôre die Here van die leerskap. En Here, ek weet en ek val dit vanmôre en sê, Here, ek weet ook, Here, u het vir elkeen van ons verantwoordelikheid gegee, Here. My gebed is vanmôre dat elkeen wat vanmôre hier dalk sit en sê, Here, maar ek weet nie hoe kan ek daai gedeelte doen om disippels te maak nie. Dan bid ek vanmôre, Here, dat u elkeen bekwaam sal maak. Dat elkeen wat vanmôre hier sit met 'n leuen in hulle binneste en sê, maar ek kan nie, Here, dat u dit sal kom omdraai en sê, jy kan. Want jy is tot alles in staat deur Christus Jesus. Dankie, Here, vir genade. Dankie vir die goedheid en vir die guns en vir die barmhartigheid vanmôre vir ons as mense, Here. Ek wil u loof en ek wil u prys, Here. Here, kom versterk vir ons, kom help ons, Here. Here, kom lei ons sodat ons met 'n gees van sagmoedigheid rondom ons sensitief kan wees. En Here, dat ons kan help en ondersteun en toerus waar u ons lei. Dankie, Here, dat u altyd met ons is, Here, dat u ons nooit los nie. En dat ons vanmôre weet, Here, ons is veilig in u teenwoordigheid. En ek wil u loof en u prys, vir u dankie sê vanmôre, Here, in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Amen.
Hoe gaan jy reageer by die woord? Dis my vraag vanmôre. Hoe gaan jy reageer? Want jy kan nie uitstap en net so bly nie. Wat gaan jy anders doen? Dis daai vraag wat jy net vir jouself kan antwoord. Wat gaan jy anders doen? Waarmee gaan jy stop? Waarmee gaan jy begin? En waarmee gaan jy aangaan? Jy weet wat dit is. Streef na heiligmaking. Dis moontlik in Christus.